hy die bron van liefde leef, hy die bron van liefde leef, hy die bron van Het is lekker om die ou jaar te groet met hierdie woorde, hierdie belydenis, God is liefde. En wat jy ook al oor jou 2025 sou kon skryf, al is dit 5 hoogtepunte en 5 laagte of 100 punte, wat dit ook al is, positief of negatief, is die belangrikste wat ek en jy kan sê en kan glo oor 2025, God is liefde. Sy genade is genoeg. Ebenezer, tot hiertoe het die Here ons gebring. En verder sal ons nie gaan as hy nie saamkom nie. So daarom my voorreg om jou te groet, jou te seën in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Jou Skepper, jou Verlosser, jou Trooster. Amen. Vriende, kom ons sê iets wat ons hierdie hele jaar vir mekaar gesê het, Sondag na Sondag. Kom ons sê dit hardop. Ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien, waar ons is, wanneer ons daar is. Kom ons staan en sê vir die Here dankie. Dankie vir lewenskrag, dankie vir die Outeniquas, vir die see en vir sy genade en liefde wat ons dra. Julle kan julle sitplekke inneem. Dis 'n spesiale erediens, nie die gewone Sondag eredienste nie. Daarvoor sien ons uit na komende Sondag vir die 4de Januarie wat ons afskop dan met die feesjaar. Kom wees deel daarvan. Maar as jy 'n dankoffer saamgebring het per ongeluk, want ons gewoonlik neem ons nie op nie. Dan as jy nou uitstap op hierdie ou jaar, dan mag jy daar by die voorkant by een van hierdie daar ingooi en oom Charles sal sorg dat dit by die regte plek uitkom. Dankie oom Charles. En vriende, as jy verdwaal is, dan wil ek jou daarop wys dat middernag begin hierdie jaar van fees vir Blanco gemeente, ons 75 jaar en met die siklusse, die 7 siklusse wat gaan kom, so jy kan hierdie Sondag kan jy een van hierdie kalenders kan jy koop, ek dink is R30, of intussen kan jy hom kry en aflaai in PDF formaat die gemeente se webblad, blancogemeente.co.za. Ons is so opgewonde en ook opgewonde om terug te kyk
na 2025. En ek vermoed daar's heel wat uitdagings waarna jy kan terugkyk. Daar is vir baie van ons was daar donker dale in terme van verhoudinge, geliefdes, in terme van die land, politiek, ekonomie, soveel dinge wat uitdagend was. En ek hoop nie jy het gekom vanaand in die hoop dat ek jou gaan oortuig, moenie worry nie, alles gaan net perfek wees in terme van jou bankbalans regdeur tot by jou verhoudinge met kinders en kleinkinders en alles en so aan nie. Ek kan ongelukkig nie sulke tipe beloftes maak nie. Maar ek kan wel saam met jou vanaand gaan na die een in wie se hande ons veilig is. Immanuel wat ons hierdie hele week al vier, laasweek en nog vir so 'n week of 2 in hierdie adventstyd. Jesus Christus, ons redder, wat hierdie pad geloop het en alles geken het wat ek en jy moet deurgaan. Dis wat Hebreërs sê. Hy's die hoëpriester, hy's die vriend, die broer met 'n hoofletter B vir jou en my, wat sê ek verstaan, my kind. Juis omdat hy versoek is, omdat hy dit alles kon weerstaan, dit wat ek en jy nie kon regkry nie. Die volmaakte lewe gelei het, die vreugdes van die lewe, kos, klere, by tye, dak oor die kop, maar gereeld nie. Om te kan eet, te kan drink, te kan lag, te kan dans by 'n troue, water en wyn. Te kan huil, maar ook te kan lag by 'n graf, Lazarus. Hierdie Jesus kom sê, in die siklusse van 2026 sal ek by jou wees. En vriende, daar's heelwat dinge waaroor ons kan bid, maar in terme van die natuur en die reën en die water was 2025 vir baie. Heelwat van die boere en die impak wat dit het op besighede, 'n baie slegte, moeilike jaar. En sommer daar nou waar jy sit vir 'n paar oomblikke, kom ons bid. Kom ons word stil en vra die Here vir sy genadewater. Hier vir ons, die dam is so 45% vol. Jaar terug, hierdie tyd 95%. En so is dit vir ons buurdorpe en veral in die Karoo in. So kom ons word stil en steek net in geloof ons hande uit en vra by ons Here. Dankie Here dat U kan gedagtes lees. En dat daar nie eers woorde nodig is nou nie. U sien ons hartsversigtinge vir hierdie kosbare Suid-Kaap waar binne ons leef. Vir die klein Karoo, vir die Wes-Kaap. En ons kom pleit by U vir water, vir reën. Wil U die sluise oopmaak, die grond kom verkook en ook die geestelike reën oor ons laat stort vandag en in 2026 in die besonder. Dankie Here dat ons weet alles wat mooi en wat goed is, kom leer die psalmdigter ons, ontvang ons uit U hand. Dankie dat daar 'n kosbare deel vir ons afgemeet is vir die pad vorentoe in Jesus naam. En almal sê amen en amen. Vriende, ons neem afskeid van die jaar. En een van die mooiste afskeidsgeleenthede in die Bybel is vir my in Handelinge 20. En net so 'n bietjie agtergrond gaan ek vir ons 'n stukkie lees. Vers 17 sê dat uit Milete, waar Paulus was, het hy 'n boodskap gestuur aan die gemeente in Efese. En spesifiek die ouderlinge van die gemeente die leierskap ontbied. En toe hulle nou by hom aankom, het hy vir hulle gesê, en dan gaan ek nou sommer spring by 'n klomp dinge wat hy gesê het, en jy kan gerus gaan luister na sy afskeidsboodskap vir hulle, sy preek. Maar die besonderste vir my van sy afskeidsboodskap aan hierdie ouderlinge in gemeente, is as hy oor sy eie lewe sê met die
wete dat hy op pad is Jerusalem toe, dat hy weet hy gaan gevange geneem word. Ek wil amper sê soos wat Jesus geweet het destyds ook met hierdie laaste tog ook van Jesus na Jerusalem toe. En wat die disippels probeer keer, maar Jesus weet, dis die pad wat hy moet loop. En so dieselfde dan vir Paulus, 'n pad wat hy moet loop, wat uiteindelik tot sy gevangenskap en dan later ook uiteindelik sy martelaarskap sal uitloop. Maar dan is dit so besonder, as hy weet van dit wat kom, as hy in vers 24 sê vir die ouderlinge, ek heg geen waarde aan my eie lewe nie, solank ek my lewenstaak en die bedieningsopdrag wat ek van die Here Jesus ontvang het, kan voltooi. En dan is dit so besonder met al hierdie baie briewe wat vir ons opgeteken is en wat so kosbaar is in die Nuwe Testament, som hy sy totale bediening, sy lewenstaak op in 'n paar woorde as hy sê, en dit is om kragtig te getuig van die evangelie van die genade van God. En dit weet ons, het hy gedoen tot sy laaste asemteug. Hy wat kon aftree as 'n gerekende professor, as 'n rabbi, as fariseer, met sy huisie daar by die Dooie See of Galilea, hy wat 'n gesiene man kon wees, wat dit alles opgeoffer het, omdat hy 'n botsing beleef het met Jesus Christus, op daai Damaskuspad. En die Here het sy lewe verander, bonatuurlik. En hy is die filosoof, die denker, die teoloog van die Nuwe Testament. Wat maak dat van die slimste teoloë deur die eeue, insluitend ou Petrus, by tye moes sê, en soos julle weet, ons verstaan nie alles wat hy altyd sê nie. Maar so wonderlik dat ons amper mekaar sê, van die slimstes, tot by die kleinste kindjie, kan verstaan die goeie nuus van die evangelie. Jesus min my salig laat. En dis genoeg om te weet. Dit is sy lewenstaak. En in aansluiting by Paulus wil ek myself en jou herinner, so by die oorgang na die nuwe jaar. Jy het 'n lewenstaak. Aan die een kant 'n baie algemene lewenstaak. Jy moet God lief hê met alles. Jy moet jou naaste lief hê. Jy moet deel wees van God se reddingsspan wat uitgaan en wat gaan na die nasies toe waar jy is, of as dit ver is, as dit naby is, om mense in te trek in God se familie, dat hulle gedoop kan word, dat hulle geleer kan word. Dit is die lewenstaak van alle gelowiges. Hoe dit uitspeel en waar dit uitspeel en watter land en watter beroep jy ook al is wonderlik en dis uniek vir elkeen van ons. Maar dit bly hierdie groot gebod en die groot opdrag. Maar die uniekheid dan van elkeen van ons, omdat ek en jy op hierdie stadium 1 uit 'n paar biljoen mense is wat asemhaal en wat leef met 'n unieke vingerafdruk, met 'n unieke iris, 1 uit biljoene, het God ook so 'n unieke rol vir jou. En dis nie altyd in die spreilig, dis nie altyd op die voor of agter of middelblaaie van koerante nie, maar daar waar jy is jy onmisbaar vir God se span. Jy het 'n lewenstaak. En Paulus, hy skryf verder 'n bedieningsopdrag. En hy sê ek het dit ontvang van die Here Jesus self. En hy kon vertel van daardie verblindende lig, die val van die perd af. En so kan ek en jy vertel. Dalk is dit 'n vertelling wat jy dink is baie vervelig. Dat jy groot geword het in 'n Christenhuis, jou ouers het die Here gedien, jy's gedoop as kind, as baba voor jy kon verstaan en jy het belydenis van geloof afgelê en jy was net altyd deel van God se mense en jy het al gereeld gebid deur die jare, deur die eeue, ek wil amper sê deur die eeue, deur die dekades. Here, vergewe my sondes en dankie dat ek U kind is. Maar jy het nie 'n before en after belewenis gehad nie, maar jy weet net altyd jou gees is lewendig, die gees is binne in jou, God se, en jy sy kind. Of jy het radikaal tot bekering gekom.
Jy was in die verkeerde rigting op pad en die Here het jou gered. En jy het selfs 'n dag en 'n datum of 'n tydperk toe jy 13 was of 5 jaar. Maak nie saak wat dit is. Jy het die dag wanneer toe jou oë oopgemaak is vir Jesus Christus, het jy 'n bedieningsopdrag ontvang van hom persoonlik. Wat dit ook al is. Toe ek jong was daar nog tye wat mense gedink het, daar's eintlik daar heel bo die bedieningsopdragte, die belangrikste is nou vir ouens soos Paulus en die pause van die wêreld dalk, en dan so onder dit is dit dan nou die gewone dominees en die priesters en wie ook al, en dan kom die gewones en so, en Jesus het net dit alles in elk geval kom opskeer en net gesê, voor die kruis van Golgotha is die grond gelyk, en is almal, van presidente tot klein babietjies, wat nog in broeikaste lê, is daardie grond gelyk vir almal. Almal genadebedelaars. En daarom dat ek en jy ons bedieningsopdrag moet omarm. En keer op keer in nuwe lewensfases uitvind wat dit is. Met opgewondenheid. Waar wil die Here my gebruik? By die werk, ja, altyd as deel van 'n familie van gelowiges. Maar daar buite, om 'n verskil te maak. Dit is Paulus en jou en my lewenstaak. Ons bedieningsopdrag, waarvan ons moet getuig, vertel. Julle ken was dit Franciscus Assisi wat gesê word dat hy gesê het, verkondig die evangelie altyd en indien nodig woorde. Is ek reg? Is dit hy wat dit gesê het? Kan nou nie onthou nie. Ons sal hom eendag vra. Mens moet maar altyd, as jy sê, hierdie ou het gesê, moet jy dit maar gaan Google, net om seker te maak. En dan 9 uit 10 kere sê hulle, so word beweer. Ten minste weet ons oor God se woord, hoef ons nie te gaan Google nie, ons weet, dis die waarheid. Maar vriende, beteken, dat jou en my woorde in hierdie dag, beteken, by tye, minder as ons dade. Ons moet getuig, ons moet praat, nie met arrogansie nie, met die liefde van die Here, met nederigheid, maar ons dade, moet mense se oë oopmaak, omdat hulle Jesus sien in aksie. So kom ons omarm dit en sê, ja Here, ons ontvang opnuut 'n lewensroeping, 'n taak, en Here, ons het U nodig om ons te help. Want dalk, as jy terugkyk oor 2025, kan jy sien geleenthede waar jy dit omarm het, maar ander geleenthede wat jy weggeloop het. Gesê, die Here moet maar ander mense gebruik, eerder as vir my. Dit vra dat ons sal vasbyt, dit vra wat die Hebreërskrywer sê, ons oë gerig op Jesus, die volëinder van ons geloof, dat ons moet vasbyt, dat ons moet volhard, dat ons hardloop, hierdie wedloop, en dat ons mekaar sal ophelp, saam, op ons knieë in gebed, tree na tree, die wedloop van 2026 sal hardloop. So ek dink ons staan sommer net voordat ons na die laaste deel van die teks gaan en herinner mekaar dat ons moet volhard soos atlete, want dis God wat hierdie lewenswedloop ook vir 2026 bepaal. Kom ons staan. Bly volhard soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlostes wat wag om die dag, dat ons almal die wedstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verskrik, dat ons God se pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoof. Vir die vreugde daarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof. Julle kan julle sitplekke inneem en die laaste deel
is net 2 verse, 3 verse. Handelinge 20, nadat Paulus nou klaar hierdie boodskap vir die ouens van Efese gegee het, is hierdie kosbare afskeid. Ek lees dit vir jou. Nadat hy dit gesê het hy saam met almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en Paulus omhels en hom gesoen. Hulle was veral bedroef oor die feit dat hy gesê het, hulle sal hom nie weer sien nie. Toe het hulle hom na die skip vergesel. En nou wil ek amper sê, en dis die einde van die storie. En dit is so. Hierdie ouderlinge in die gemeente van Efese het Paulus nooit weer gesien nie. Van hier af, via Jerusalem, uiteindelik in die tronk, soveel briewe wat hy skryf, juis uit die tronk. Dink aan Filippense 4 vers 4. Verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. En dit sê hy in die tronk. Dink aan net 'n paar verse verder, vers 13, as hy eers sê, ek het alles beleef wat die lewe kan gooi. Die goeie tye, die slegte tye. Die tye wat die skip nie sink nie, en die tye wat die skip sink. Letterlik, Paulus. En dan sê hy, na aanleiding van dit, van die lewe. Nie soos die rugby-spelers, wat dis eintlik mooi, wat hulle Filippense 4 vers 13 hier opskryf. Ek is bly as dit hulle inspireer en beter laat speel, maar Paulus het beslis nie gedink aan, ek wil amper half sê, jou beroep as 'n professionele sportman nie. Hoopelik kan dit sulke ouens ook inspireer om te sê, maar ek wil voluit wil ek my beroep beoefen. En my tackles doen en my drieë druk en hoopelik binne die reëls bly. Maar Paulus praat van lewe en doodgoed. Hy praat van om gegooi te word met klippe en gelos te word vir dood. Hy praat van die houe wat hy gekry het. 'n Paar maal. Die kere wat hy vir dood gelos is. En in dit, in daai doodskade weer tye, kom hierdie belydenis. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek kan alles hanteer. Selfs die doodskade wees van die lewe. Want Jesus Christus is by my. Dit relativeer al die uitdagings van die lewe vir my en vir jou. Dit vat nie die trane weg nie. Dit vat nie by tye die angs van doodskade weer weg nie. Dit vat nie die beklei en worstel met die Here soos Jakob nie. Israel, die naam, beteken om te worstel met God, om te stoei met God. Hierdie lewe is 'n gestoei, dikwels. En soveel keer ervaar ons dit as onregverdig. En dan sê die psalmdigter, ek het ook beklei met God en gesê hoe onregverdig alles is. As ek kyk na die korrupsie en hoe dit lyk asof die korruptes wegkom daarmee. En dan staan daar, totdat ek gekom het in die huis van die Here. Totdat ek gekom het in sy teenwoordigheid en besef, dis nie met wysheid wat ek praat nie. En dan kom die Here en hy wys my die groot prentjie. En hy sê, jy moet vasbyt. Ek is by jou. Ek dra jou, kom wat wil. In hierdie 2 verse met hierdie aangrypende afskeid van soen, die wyse van groet, omhelsing, huil, oor 'n laaste afskeid, is daar 5 werkwoorde. En dis eers kniel, en dan bid, en dan huil, en omhels, en soen. En ek wil dink, soos wat die skip weggevaar het, is daar gewaai, en is daar weer vir mekaar wat agterbly, gedruk. Is daar dalk weer gebid, gesê, dankie Here, dankie dat ons een van u kinders, daai Saulus, wat bereid was om iets van sy identiteit as 'n Jood prys te gee, dat sy Griekse naam hom sal ken tot vandag toe. Nie meer Saulus nie, maar Paulus. Dankie Here vir sy offerings.
Dankie dat hy na ons in Efese gegaan het. Dankie vir hom, Here. Maar saam met dit dan, Here, help ons om sy voorbeeld te volg, 1 Korintiërs 11 vers 1, om in sy voetspore te loop, soos wat hy loop in die voetspore van Jesus. Ek hoop dat jy vanaand kan dink aan mense in wie se voetspore jy sal wil loop, wat jy al moes groet finaal. Dalk familie, dalk vriende, dalk kollegas, dalk 'n pappa, 'n mamma, 'n eggenoot, 'n kind, 'n kleinkind, wat al reeds gesterf het en jy dink, Here, dankie dat ek hom, dat ek haar kon ken. U ken die verlange in my, maar in sy voetspore wil ek loop soos wat hy of sy geloop het in u voetspore. Vir my is dit my oupas en my oumas. Sjoe. Die impak wat hulle het op 'n volgende generasie in my lewe. Ek sê dankie, Here. Ek sien uit om hulle weer eendag te sien. Miskien het jy in die afgelope jaar het jy sulke legendes in jou lewe moes groet. En miskien moet ons vir 'n paar oomblikke ook doen wat hierdie gelowiges gedoen het. Om saam terug te kyk na die afskeid wat was in 2025 en dalk van julle wat die wonde nog stikkend is, dalk selfs 2024 en terug. Dalk dekades terug, om opnuut te sê, Here, ek wil opnuut afskeid neem van hierdie geliefde, wat ek glo en weet by U is. Miskien is die afskeid op 'n ander manier, nie iemand nie, maar 'n werk, sekere dinge wat hierdie jaar skeef geloop het in jou lewe. Verhoudinge, wat dit ook al was. So ek wil vir julle oomblik tyd gee om te huil, vir 'n oomblik om stil te word en te dink waaroor jy sou wou huil hierdie jaar wat verby is. Mense wat jy van afskeid moes neem. As gemeente het ons gehuil toe ons afskeid geneem het van gemeentelede en geliefdes wat deel was en deel sal wees van God se familie in die ewigheid. John Du Plessis, Betty Gerber, Basie Meton, Magda Roelofse, ons ou koster van weleer Johan Skols, Dr. Percy van Wyk, Ben Foster, 10-maal Comrades hardloper oom Ivan Ramsauer, Tannie Corrie se eggenoot oom Herbie Werner en oom Henny Du Plessis wat al gebly het daar aan die strand. En so is daar soveel ander name wat dalk by jou opkom, verder. En is daar ook ander dinge, sake waarvan jy moet afskeid neem. So vir 'n oomblik dink aan hulle wat in jou lewe jy moes groet hierdie jaar. Ook dinge, sake wat pynlik was, beroepe, werke, wat dit ook al mag wees. En kom in stil gebed, gee dit oor aan die Here. Vader, Seun, Heilige Gees, soos daardie ouderlinge van Efese wil ons ook kniel in gebed voor U. Daar, Here, in trane het hulle afskeid geneem van Paulus, maar dit was 'n tot weersiens, want ons weet, elkeen van daai ouderlinge in die gemeente van Efese het in die 2000 jaar sedert ons vanaand kan praat oor hulle, gesterf, maar is ontvang in die paradys by U. Ons sien uit om hulle te ontmoet, Here, saam met die geloofshelde van die Ou en die Nuwe Testament. Maar Here, vanaand
wil ons kom afskeid neem opnuut. Hierdie gemeentelede wie se name ons genoem het, en saam met almal vanaand hier, en almal wat kyk op YouTube, wil ons kom sê, Here, in 2025 was daar hartseer, daar was trane, daar was uitdagings van ons in terme van ons liggame, siekte, in terme van ons siel, ons emosies, Here, hartseer, trauma, afskeid, teleurstellings in terme van ons beroepslewens, in terme van teleurstellings met dinge waar ons sukses wou behaal en ervaar het dat daar net mislukking was. En Here, ons wil dit alles, elke faset van ons lewe, wil ons vanaand voor U troon kom neersit. Here, sien ons trane raak, ons hartseer, en wil U die trane kom afvee. Mag ons deur die Gees troos ervaar. Al die seer bring ons na U. Die trauma wat van ons beleef het, die uitdagings, die vrees, die angs, depressie, Here, wat dit ook al in ons lewe mag gewees het, dit kom gee ons aan U. Kom vra, Here, kom omhels ons, kom troos ons, en kom bring nuwe lewe. Ons bid vir mekaar, vir die jaar wat voorlê, liggaam, siel en gees. Dankie Here, dankie vir dokters, dankie vir sielkundiges, vir beraders, dankie vir loopbaanagente en mense wat leiding kan gee. Dankie vir leraars, dankie vir psigiaters, dankie Here vir leiers, dankie vir mense wat voorloop in die gemeente, in industrie. Dankie Here dat daar mense is wat 'n skouer is waar ons kan huil, kan afpak. Dankie vir vriende, vir vriendinne, vir kollegas. Here, vir eggenotes, vir kinders, vir kleinkinders. Dankie, dankie, dankie Here. Mag ons in 2026 daar wees vir mekaar, Here Jesus. Mag ons dikwels kniel. Mag Blanco gemeente in 'n feesjaar wat voorlê, mag ons meer op ons knieë wees, as wat ons net met bedelaars hande kom vra. Op ons knieë, Here, bring ons onsself en U gemeente, en ons pleit by U, vir 'n feesjaar wat ons en ons omgewing sal verander, met 'n loflied, 'n vreugdeslied op ons lippe, want die Here leef, en ons vier fees oor Hom, met dankbaarheid in ons harte. Here, mag ons keer op keer mekaar soen, die soengroet van aanvaarding, van liefde, van omgee, mekaar omhels, en die lewenspad saamloop, in die naam van Jesus Christus. Amen. Wanneer ons dan 2025 groet, dan herinner ons mekaar, hierdie jaar was die woorde van Jesus, dag na dag, week na week, siklus na siklus, volg my. En met daardie disippelskapspad wat ons loop, gaan ons 2026 in met dankbaarheid. Dat die Here in Mei maand 1951 hierdie gemeente gestig het. Ons het afgestig, soos julle weet, daar van die moedergemeente. En is dit ons gebed dat die Here ons moeder en al die gemeentes, die Christelike gemeentes, letterlik dosyne in hierdie omgewing sal seën in die jaar. Maar veral dat die groter Blanco, Heather Park, die plase en die res van George geseën sal wees. Omdat hier lewende water gaan uitborrel vanuit hierdie gemeente, wat onsself en ander gaan verkoop. Om dit te kan doen, het ons mekaar nodig. En daarom wil ek jou uitnooi en vra om 'n gebed staande te sing saam met my, voordat ek die seën vir jou gaan uitspreek. 'n Gebed vir ons elkeen, dat die Gees
ons sal een maak. Ons het so nodig om in 'n wêreld van soveel konflik en beklei oor alles en nog wat, om mekaar se hande te vat, om een te wees, ons oë gerig op Jesus. Daarom kan, van oud tot jonk, met soveel verskille wat ons sou kon verdeel, kan ons die eenheid smaak in Jesus Christus. So ek wil vra of jy sal opstaan, en dan wil ek hoor of julle nader aan mekaar dalk kan beweeg, en dalk selfs 'n hand kan uitsteek, en 'n hand kan vat, as 'n teken van die eenheid, wat ons beleef in Jesus Christus. En dan sing ons hierdie gebed, maak die Gees ons een, deur Jesus Christus. Maak die Heilige Gees ons almal een in geloof, as sy liefde ons lewe en ons eenheid beheers, is ons een in die Heer, want hy is ons leier en ons hoof. Vader, hou ons om Jesus wil dan een, waarlik een. Laat ons lief hê met die krag wat U verleen. Daar's een Gees en een liggaam, daar's een dood en een woord, daar's een God en een Vader wat in almal wil woon, en hy woon waar ons liefde aan ons medemens betoon. Vader, hou ons om Jesus wil dan een, waarlik een. Laat ons lief hê met die krag wat U verleen. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know that we are Christians by our love. Ek wil die seën van die Here oor jou uitspreek, maar ek wil eers vra dat jy die seën ook sal gee vir almal om jou. En hierdie woorde wat daaronder staan is die laaste woorde in die Bybelboek Kolossense wat ons hierdie afgelope siklus hanteer het, en dit sluit af waar Paulus sê die genade bly met jou. So kom ons kyk na mekaar en sê eers hierdie woorde vir mekaar, die genade bly by jou. En dit is my gebed vir jou, die genade, die onverdiende goedheid van God die Vader, die liefde van Jesus Christus ons Here, en die krag en die inspirasie van die Heilige Gees, is jou onverdiende deel, kind van God. Amen. Kom ons sluit af dan met die aandgesang, terwyl Elsabie vir ons die orgel speel, aan U o God, as ons terugkyk, maar ook vorentoe, ons dankgesange. Kom ons sing. Aan U o God, my dankgesange, U wil ek in my hart die prys, al wyn die sonlig teen die hange, U lig my lig sal hoër reis, U lig my lig sal hoër reis, U lig my lig sal hoër
sadig en as 'n Vader my beskerm. Net seëninge so milddadig, die dag en nag oor my ontferm. Die dag en nag oor my ontferm. Die dag en nag oor my ontferm. Eens aan die einde van my lewe sal ek van moeg en moeite vry vir elke dag my gegewe. U oorleider nog vloeit my, U oorleider nog vloeit my, U oorleider nog vloeit Vriende, geseënde 2026, mag julle 'n wonderlike aand hê en ons sien mekaar DV komende Sondag. Maar kom ons sê ten slotte, ek volg Jesus waar ek is, wanneer ek daar is. Mooi aand.